soos ek gesê het, ja, dit was 'n lekker dag. Al die kinders was opgewonde, ons was jolig, dit was 'n baie lekker dag by die skool gewees. En ja, ons almal is in die busse en toe gaan ons huis toe. En nie een van ons sou kon raai dat 'n paar minute later dat ons sou in die dam opgeëindig het. Op 27 Maart 1985 is 'n hele bus vol skoolkinders in die Westdene Dam in. Dit is 'n ongeluk wat hulle tot vandag toe nie weet presies wat aanleiding gegee het tot die voorval nie, maar 42 kinders het daai dag hulle lewens verloor met omtrent 30 kinders wat uitgeswem het en die busbestuurder het ook oorleef. Soveel mense se lewens het daai dag onherroepelik verander. Nie net die mense wie se kinders gesterf het nie, maar ook die mense wat agtergebly het, wat jare later nog steeds sukkel om die trauma van daai dag te verwerk. As 'n mens vandag Westdene besoek en jy loop rond in die strate van die woonbuurt, voel dit amper asof mense van hierdie voorval vergeet het. Maar daar is mense landwyd wat nie vergeet het van hierdie gebeurtenisse nie, want vandag nog kring dit uit in hulle eie lewens. Marula Media het gesels met John Gordon, wat een van die oorlewendes is van die busramp. Ons het ook met Elmien Wood gepraat, wie se broer destyds die busramp oorleef het. Soos ek sê, as ek terugdink daaraan, dan sien ek dit nog steeds in my geestesoog, soos dat daai dag gebeur het. De mekaar, kinders skree, waterstroom oralste in. Ja, dit is 'n verskriklike gevoel. En jy dadelik besef, jy is in die moeilikheid. Ek was in daai tyd was dit standaard 5, so graad 7. En my broer was in standaard 7, graad 9 wat dit nou is. Tweede jaar op hoërskool. En ek het netbaloefening gehad. En ek was besig met dit by die laerskool. Toe kom een meisiekind daar aangehardloop wat in die hoërskool saam my broer was. Toe vra sy vir my, is Anton by die huis? Toe sê ek, ja, seker, hoekom? Want dit is toe nou amper 2 uur en ek meen vorentoe het 1:15 uitgekom, so. Sy sê my nee, want daar's 'n bus in die dam en sy weet nie of wat Anton se bus is nie. En toe sê die juffrou vir my, gaan dadelik gaan vind uit waar jou broer is. Ek het huis toe gehardloop, ons het so 5 blokke van die laerskool afgebly. By die huis kom toe my ma en pa nie daar nie. En toe ek die mense ook aan die pad vra, sy daar's blykbaar 'n bus in die dam en sy dink my ma is af soontoe. En ek is toe af dam toe, my tas by haar gelos en ek is af dam toe wat so 2-3 kilometer van ons huis af was. En toe ek by die dam kon jy nie naby kom nie, dit was alles afgeblokkeer. Waar die damwal is, het hulle al twee kante toegemaak, niemand kon inkom nie. En dit was net mense. En ek kon nie my ma en pa sien nie. Ek kon nie my broer sien nie, ek was vir so 2 ure daar gewees, probeer iets uitvind, kon nie. Toe terug huis toe, hulle was nog steeds nie daar nie. En die reëling was dat as ons by die huis kom en hulle is nie daar nie, my ouma het in die volgende straat gebly, moet ons na my ouma se huis toe gaan. Toe ek by my ouma se huis kom, toe is altyd my sissies wat jonger is as ek daarso. Toe my ouma, hulle gaan haal by die skool en gesê my ma was by haar gewees. En toe iemand vir hulle kom sê die bus is in die dam, hulle beter afgaan want hulle weet nie of wat Anton se bus is nie. En so net voor 6 daai aand, toe kom my pa by my ouma se huis aan en sê dat my broer gevind, gaan glad nie goed nie. Die dokter sê die volgende 24 uur is verskriklik kritiek. As hy dit maak, gaan hulle kyk na die volgende 24 uur en so aan. So my pa, ons moet dadelik hospitaal toe kom om my broer te sien. So ja, so het is ons 3 meisiekinders hospitaal toe om my broer te gaan sien. Die venster langs my moes uitgedruk geword het deur die water, want die volgende oomblik, nadat ek die water in die bus sien instroom het, was ek buitekant die bus. En Elise het in die klein venstertjie van die bus vasgesit. En my ander vriend, Gerard Waldeck, of soos ek hom geken het, Vlaggies, was ook langs my, maar hy was besig om af te sak in die water. En ek het hom opgetel en vir hom gesê, swem kant toe. En hy het toe geswem, en ek het omgedraai en vir Elise by daai venstertjie uitgetrek.
So hard dat sy haar sleutelbeen gebreek het en in die hospitaal was vir 'n paar weke. En daarna het ek, want ek het nog my hele skooluniform aangehad, langbroekskoene, baadjie. Toe begin ek oksak en ek het uitgeswem tot teen die wal en deel van die draad het in die water gehang en ek het toe aan die draad vasgehou en 'n swart man en 'n swart vrou het die draad opgetrek en my toe uit die dam uitgetel. En ja, by daai tyd toe begin die mense nou al, soos wat maar by enige ongelukstoneel is, toe begin die mense inkom en begin stroom en toe begin die groot reddingspoging wat daar was, het toe begin plaasvind. Maar ja, as ek sê, vanmôre het ek hier gekom en ek het die wal so gekyk en ek het weer die mense wie jy geken het, beter geken het, sy gesigte kom weer voor jou op soos 'n foto. Jy sien hulle weer soos wat hulle was daai dag, met hulle skooluniforms, lag en gesels. En ja, dit is, en die hele ding het weer, soos ek gesê, weer soos 'n video voor jou afgespeel. En ja, gelukkig, ongelukkig, nie om het te stel nie, maar as ek een van die wat uit die bus uitgekom het. Daarna, ons het nie direk daarna geweet wie het almal verdrink daai dag nie, maar ons het nog van ons vriende gaan soek en die ma's en pa's het ons gesê nie, maar hulle is weg. So ja, dit was donker. Ja, op die einde van die dag kan ek sê, hier staan ek is nog nie heeltemal oor dit nie, maar ek staan sterker as wat ek was, kom ons sê 30 jaar terug. So ja, ons elke dag, elke jaar hierdie tyd, soos my vrou sê, dit is my moeilike maand. Dit is vir my 'n verskriklike maand om deur te gaan, maart maand. Dit is vir my die ergste maand in die jaar, as ek my die jaar uit kon vat, het ek hom weggevat. Maar dit is iets waarmee jy moet saamlewe, dit is iets wat jy mee self moet deel. My ouers was baie geskok, my pa het letterlik oornag grys geword, en die dokters het gesê is oor die skok, en die stres van nie weet wat aangaan met Anton nie, gaan hy het oorleef, gaan hy het nie maak nie, en ek moes die volgende jaar hoërskool toe gaan, en ek was verskriklik bang geweest om op die bus te ry, want ek het die hele tyd gedink, wanneer gaan die bus weer in die dam beland? So ek was baie bang, alhoewel Anton vir 'n ruk op die bus gery het, totdat ek vir my ouers gesê het, ek sien nie kans nie, en toe het hulle besef wat het aan hom moet doen. En hy het nooit daaroor gepraat nie, hy het net eenvoudig geweier. Hy het net gesê, dit het niks met iemand te doen nie, hy wil net verby dit kom. My ma het dit baie sleg gevat, sy het boeke bymekaar gemaak oor dit, uitknipsels, so as my ouers het dit baie sleg gevat, en my jongste sussie wat in graad 2 was, sy kan dit onthou, maar sy onthou nie baie van dit nie, sy weet net, my broer was baie siek, en selfs my ouma wat nou al 'n hele ruk oorlede is, sy het beroertes gehad, so sy het baie selde uit die huis uit gegaan, en sy het haar man gevra om te sorg dat sy by die hospitaal uitkom, want sy wou gaan sien met haar eie oë dat Anton leef en dat hy okay is, en so dit was baie moeilik geweest. In 40 jaar het ek nooit met enige iemand anders dit gedeel, of met ander wat in die bus was, mee gesels nie. Ons het uit mekaar uitgeloop. Ek het 2 jaar terug die meisie wat ek daai tyd gered het, of die vrou, haar nommer in die hande gekry, of sy het my vrou in die hande gekry op Facebook. En toe het ek opgekom Johannesburg toe, en toe het ek haar ontmoet. En van daar af het dit baie verander, my gedagte oopgemaak, my hartseer bietjie weggevat. Dit was in standaard 6, ek het my matriek klaar gemaak in die skool, en elke dag moes ek skool toe kom, en huis toe gaan, en elke dag het ons oor die damwal gegaan. En ja, dit is 'n gebeurtenis in jou lewe wat jy wil dit nooit weer oor hê nie, en jy sal dit nooit vergeet nie, en na al die jare, ek meen is nou 40 jaar terug, het ek besluit, dit is nou tyd dat ek my hart, my gedagtes, my gevoelens
oopmaak, want dit is nie net ek wat daar deur gaan nie. Soos ek sê, dis ma's, pa's, boeties, sissies, niggies, negies, oumas, oupas en familielede. Dis baie mense wat aangeraak was deur dit wat hier gebeur het. En as dit in my mag is om dit te kan doen, as mense wil, dan is ek oop om te gesels daaroor. Ek is oop om te luister. Ek is oop om my ondervindings te deel, my maniere wat ek deurgegaan het, moeilikheid wat ek gehad het, struikelblokke wat ek moes oorkom, om te kan wees waar ek nou is. Gelukkig moet ek ook dankie sê vir die Vader, hy het vir my 'n goeie support system gegee. Deur die jare is my vrou en my kinders. En hulle is wat my opgehou het deur al hierdie jare. Dit was een van die grootste vrae wat ek elke jaar vir myself gevra het is, hoekom het ek dit gemaak? Hoekom is ek nie ook daai dag weggevat nie? Hoekom moet ek al hierdie hartseer en moeilikheid en al die dinge deurgaan? Hoekom is ek gehou? Hoekom moet ek agtergebly? En tot vandag toe kan ek nie vir jou daai vraag antwoord nie. Dis net die liewe Vader wat vir jou daai vraag kan antwoord. Maar ek myself voel, daar is 'n rede hoekom ek agtergebly het. Hoekom ek oorleef het. En die tyd, ja, soos ek my vrou sê, ek voel dit is nou die tyd om te begin help, om myself oop te maak en myself te kan gesond maak deur ander te nader wat dieselfde wrogings gehad het as ek. En ek voel, ja, vandag was die ideale tyd en die ideale plek om hier te wees. Ek kan dit nou deel met my dogter en ek kan dit deel met my ander familie, want ja, nog niemand het dit verstaan of nog niemand het ooit verstaan hoe dit vir my voel elke jaar. En elke jaar glo ek, almal gaan dieselfde hartseer, dieselfde trauma, dieselfde ding weer oor en oor elke jaar. En dit is die mense wat dit ophou, wat dit altyd sal onthou, wat vir hulle ook antwoorde. Daar's nou nog mense wat my vra, maar hoekom het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Wat het fout gegaan? Het die bus gebreek? Was die drywer dronk? Tot vandag toe weet ons nie. Dit is net iets wat gebeur het. En dit het gebeur soos dit gebeur het. En niemand kan dit verander, en niemand kan dit wegvat, of niemand kan dit op 'n ander manier doen nie. Al blameer jy ook al wat, dit is soos dit is. Dit is die lewe, dit is my lewe. My gebed is dat dit sal help, dat dit genesing gaan bring, want 40 jaar is 'n baie lang tyd. Dit voel nie soos 40 jaar nie, dit voel asof dit gister gebeur het. En my hart gaan uit na die mense wat nie daaroor praat nie, vir al die oorlewendes. Want ek weet hoe dit Anton geaffekteer het, dat hy geweier het om daaroor te praat. En ek dink vir baie van die wat oorleef het, of families wat geraak is, wie se kinders nie oorleef het nie, daar's baie onbeantwoorde vrae, wat die trauma en die verwerking daarvan moeiliker maak, omdat hulle nie die antwoorde het nie. Hulle kan nie verstaan hoekom dit gebeur het nie. Hulle kan nie verstaan hoekom het hulle kind nie oorleef en die andersin het. So ek dink daar's baie onbeantwoorde vrae wat bydra tot die trauma en die nie bereidheid om te praat daaroor nie, want dit maak net dit soveel moeiliker vir hulle. "40 jaar later is die Westdene busramp nog steeds een van die grootste tragedies wat Suid-Afrika getref het, en die feit dat 42 kinders daai dag hulle lewens verloor het, sommige gesinne het 2 kinders op 'n slag verloor, is iets wat vandag nog in mense se geheue agterbly en wat herdenk word, omdat mense reg oor die land presies kan onthou waar hulle was en wat hulle gedoen het op die dag toe die nuus gebreek het van die busongeluk in Westdene.